3. Môre julle, dit is 'n regte sakkie wat hier gesels. Ek is op pad Clarence toe, daarom gaan AI sakkie vanmôre vir julle die nuus lees. Ek is in my Clarence speelpakkie op pad Clarence toe. Ons gaan die koue te daar beleef. Maar môreoggend is 'n regte sakkie weer terug met 'n regte nuusbulletin. Maar vandag moet julle met AI sakkie tevrede wees. Tjots, alle heil en seën. Steek kom stinkie. Goeiedag almal, welkom by Nuuspot. Dit is Maandag 13 Julie 2026 en hier volg die nuus. Goeiedag almal, welkom by Nuuspot. Dit is Maandag 13 Julie 2026 en hier volg die nuus. In Durban Noord is 'n vrou, vermoedelik in haar 40's, Sondagmiddag net na 17:30 in 'n skietvoorval in Blackburnweg in haar motor doodgeskiet. 'n Voorskoolse seentjie wat saam met sy ma in die voertuig vasgekeer was, het geringe skrapnelbeserings opgedoen terwyl 'n afleweringsryer op 'n motorfiets in die arm raak geskiet is. Gareth Jamieson van ALS Nooddienste het bevestig dat albei beseerdes na 'n hospitaal geneem is. Die polisie ondersoek sake van moord en poging tot moord terwyl bespiegel word dat dit 'n sluipmoordaanval was. 3 vermeende moordenaars van die 27-jarige konstabel Mvelo Chabashe, wat in Februarie verlede jaar in Inanda vermoor is Vrydag kort voor 15:30 na 'n jaagtog en skietgeveg met die polisie op die KwaMashu pad naby Durban dood. Luitenant-kolonel Simpiwe Mhlongo, woordvoerder van die Valke in KwaZulu-Natal, het gesê dat die verdagtes in 'n Hyundai-voertuig op die polisie losgebrand en weggejaag het, waarna die voertuig gerol het en al 3 mans op die toneel dood is. Die polisie het 2 ongelisensieerde vuurwapens en verskeie patrone op die toneel gevind en beslag daarop gelê. Lijkskouing sal bepaal of die mans weens koelewonde of die ongeluk gesterf het. Die lijk van die 45-jarige sakeman Bernard Gerber, wat sedert Woensdag vermis was nadat hy gesê het dat hy Douglas toe op pad was, is Saterdagoggend om 11:35 deur sy vrou by sy huis in Royaldene, Kimberley ontdek. Gerber het vermoedelik Vrydag nag of Saterdag in die vroeë oggendure na sy woning teruggekeer nadat sy wit Ford Ranger Wildtrak bakkie vroeër by die Pirates Gimnasium opgemerk is. 2 mense, 'n 22-jarige man en 'n 21-jarige vrou, is Sondagoggend om 4:40 in Godesha Straat in Westbank, Malmesbury, doodgeskiet toe 'n onbekende aantal skieters op 'n groep mense losgebrand het. Kolonel Andrei Trout, die provinsiale polisiewoordvoerder, het bevestig dat 6 volwassenes en 'n 1-jarige baba ook in die aanval beseer is en in 'n stabiele toestand in 'n nabygeleë hospitaal opgeneem is. Die beseerde baba is intussen vir verdere behandeling na die Rooikruis Kinderhospitaal oorgeplaas. Die polisie ondersoek die voorval en die motief vir die skietery is nog onbekend. Die Gautengse Departement van Onderwys het ingestem om buite die hof met Philippa Erasmus, die voormalige skoolhoof van Pretoria High School for Girls, te skik nadat sy glo aan 'n heksejag onderwerp is weens ongegronde beweringe van rasisme in 2024. Ingevolge die ooreenkoms moet die departement R150.000 aan Erasmus betaal en haar regskoste dek, wat na raming minstens R500.000 beloop, terwyl die Suid-Afrikaanse Onderwysersunie se koste meer as R1 miljoen was. Die Zimbabwese pastoor en kontrakteur Witness Mazanga, stigter van Chosen Engineering en Chosen World Ministries, word daarvan beskuldig dat hy vervalste dokumente ingedien het om 'n onreëlmatige elektrisiteitskontrak van R121 miljoen by City Power te bekom. Die kontrak, wat bedoel was vir die aanbring van elektrisiteitsaansluitings by die Shalazile kamp vir slagoffers van 'n dodelike brand in die Johannesburgse middestad, het die begroting met R110 miljoen oorskry. Die kantoor van die ouditeur-generaal het bevestig dat onreëlmatighede in die 2023-25 finansiële verslagtydperk geïdentifiseer is, terwyl City Power in sy prestasieverslae slegs na misleiding tydens die tenderproses verwys het.
Dit vorm deel van tenders ter waarde van sowat R500 miljoen wat Mazanga by City Power verkry het. Die 25-jarige Mamelodi Sundowns en Bafana Bafana middelveldspeler Jayden Adams is Saterdagoggend dood in sy woning in Skotse Kloof, Kaapstad gevind, waarna die polisie 'n geregtelike doodsondersoek geopen het. Sy vader, Juanito Adams, het verklaar dat hy gerugte van selfdood nie kan bevestig of ontken nie en dat die gesin op die uitslag van die lijkskouing wag voordat begrafnisreëlings getref word. Navorsers van die Universiteit van Kaapstad se departement geologiese wetenskappe het 'n voorheen onbekende geologiese breuk onder die Karoo bekken ontdek wat onder spanning is en aardbewings kan veroorsaak. Hierdie bevinding bemoeilik die minister van Minerale en Petroleumhulpbronne, Gwede Mantashe, se omstrede planne om skaliegas in die waterskaars Karoo te ontgin. Die studie, gelei deur Dr. Benjamin Whitehead, het gefokus op 'n reeks van 66 aardbewings naby Leeugamka sedert 2007, waarvan een 'n sterkte van 4.8 op die Richterskaal bereik het. Hoewel die aardbewings nie deur hidroïliese breking veroorsaak is nie, waarsku die navorsers dat sulke bedrywighede bestaande breuke kan heraktiveer. Suid-Afrika het die Verenigde State van Amerika gevra om belangrike uitvoerprodukte soos platinum groepmetale, voertuie en sitrus vry te stel van 'n voorgestelde invoertarief van 12.5% weens beweringe dat die land versuim het om goedere wat met dwangarbeid vervaardig is, te blokkeer. 'n Suid-Afrikaanse afvaardiging, gelei deur die Departement van Handel, Nywerheid en Mededinging, het 'n voorlegging aan die Amerikaanse handelsverteenwoordiger gemaak. Die Britse burger van Zimbabwese afkoms, Ndudana Nkanisi Chuma, wat ook as Mark bekend staan, verskyn vandag in die Johannesburgse Landdroshof nadat hy Vrydag in Kensington in hegtenis geneem is in verband met die moord op sy 42-jarige vrou Zandile Chuma en hul dogters, die 15-jarige Natalie en die 5-jarige Nala. Die minister van Justisie en Grondwetlike Ontwikkeling, Mamoloko Kubai, het bevestig dat Chuma aan die Verenigde Koninkryk uitgelewer sal word sodra al die nodige dokumente onderteken is. Suid-Afrikaanse verbruikers kan dalk binnekort verligting ervaar weens laer brandstofpryse in Julie, wat kan lei tot 'n daling in inflasie van 5% in Junie na sowat 4.2% in Julie. Die Lughawensmaatskappy van Suid-Afrika het aangekondig dat die oprigting van 'n sonkragaanleg met 'n piekuitset van 2.5 megawatt by die Kaapstadse internasionale lughawe in 'n gevorderde stadium is om elektrisiteitskoste en afhanklikheid van Eskom te verminder. Sonkragstelsels is reeds by 6 kleiner lughawens geïnstalleer, insluitend George, Kimberley en Upington, terwyl die OR Tambo en King Shaka internasionale lughawens ook op die lys is vir soortgelyke installasies. Die Verenigde State van Amerika het Sondag verskeie lugaanvalle op militêre teikens in Iran geloods, nadat 'n houerskip wat op Siprus geregistreer is, Saterdag in die strategiese straat van Hormuz deur Iran aangeval en aan die brand gesteek is, wat een Indiese bemanningslid vermis gelaat het. Iran het teruggeslaan deur aanvalle op Bahrein, Kuwait, Qatar, Jordanië en Oman te loods, wat skade aan 3 grensposte en 'n boorplatform in Kuwait veroorsaak het, terwyl 3 mense in Qatar deur skrapnel beseer is. President Donald Trump het aan die media gesê dat die Amerikaanse weermag sowat 140 teikens, insluitend missiel- en hommeltuiglanseerplekke, gebombardeer het, terwyl Iran se parlementsvoorsitter, Mohammad Bagir Kalibaf, gewaarsku het dat die era van eensydige ooreenkomste verby is. 14 lande, waaronder die Verenigde State van Amerika, die Verenigde Koninkryk, die Filippyne en Japan, sowel as die 27 lidlande van die Europese Unie, het in 'n gesamentlike verklaring die arbitrasie-uitspraak van 2016 in Den Haag herbevestig,
waarin China se historiese aansprake op die Suid-Chinese See as onwettig verklaar is. China se ministerie van buitelandse sake het die uitspraak as nietig bestempel en geweier om dit te erken, terwyl dit volhou dat die beslissing sy soewereine regte skend. Die 71-jarige Amerikaanse senator Lindsey Graham, 'n prominente Republikein van Suid-Carolina en een van president Donald Trump se naaste bondgenote, is Saterdag aand skielik in sy huis op Capitol Hill in Washington oorlede weens 'n aortaskering wat verband hou met verharding van sy slaagare. Trump het sy medelee betuig en gelas dat vlae reg oor die land tot volgende Saterdag aand halfstok moet hang, terwyl die Suid-Carolina gouverneur Henry McMaster 'n tydelike plaasvervanger sal aanstel voordat 'n spesiale voorverkiesing gehou word. Minstens 27 mense, 9 mans en 18 vroue is dood en meer as 60 is in die hospitaal opgeneem nadat 'n brand net voor middernag in die Rongbir Nalat Prao kroeg in die Chatuchak distrik van Bangkok uitgebreek het. Die Thaise eerste minister Anutin Charnvirakul het aan die media gesê dat die brand vermoedelik by 'n skakelbord begin het en vinnig versprei het weens vrambare binneshuise versierings, terwyl baie slagoffers in die toilette vasgekeer was. Die kragtige tifoen Bavi het die kusstede Taizhou en Wenzhou in China se Zhejiang provinsie getref, wat gelei het tot die ontruiming van byna 2 miljoen mense in die streek en die kansellasie van 400 vlugte en talle treindienste. Die storm, wat voorheen 27 mense in die Filippyne weens grondverskywings gedood en 5 mense in Japan beseer het, het ook swaar reën van tot 1 meter na Taiwan gebring. Chinese meteoroloë verwag dat die tifoen met winde van tot 144 km/h teen Dinsdag na die Shandong skiereiland sal beweeg. Dit volg kort op die verwoesting van tifoen Maisak, wat vroeër die week 39 lewens in die suide van China geëis het. Israel se parlement het aangekondig dat 'n nasionale verkiesing op 27 Oktober vanjaar gehou sal word, wat beskou word as 'n referendum oor die 76-jarige premier Benjamin Netanyahu se leierskap sedert die begin van die oorlog in Gaza. Gadi Eisenkot, die voormalige weermaghoof wie se seun in die konflik dood is en wat uit die oorlogskabinet bedank het weens die regering se mislukkings, het met sy Yashar-party as Netanyahu se sterkste uitdager na vore getree. The Movement for Democratic Change, 'n oppositieparty in Zimbabwe, het die grondwethof genader om 'n nuwe wet ongeldig te laat verklaar wat die 83-jarige president Emmerson Mnangagwa se termyn met 2 jaar tot 2030 verleng. Die wet, wat Dinsdag deur die president onderteken is nadat dit deur die ZANU-PF gedomeineerde parlement goedgekeur is, verleng die presidensiële en parlementêre termyne van 5 na 7 jaar en skaf openbare presidensiële verkiesings af ten gunste van parlementsnominasies. Die regering van Eswatini het bevestig dat dit 'n nuwe groep van 11 gedeporteerdes van die Verenigde State van Amerika ontvang het op 2 vlugte wat Woensdag by die Matsapa korrektiewe sentrum aangekom het. Dit is die 4de groep gedeporteerdes wat Eswatini ontvang as deel van 'n ooreenkoms van $5 miljoen met president Donald Trump se administrasie om buitelandse burgers te hervestig. Die land het reeds 19 mans ontvang, van wie 17 steeds sonder aanklag in 'n hoë sekuriteitsgevangenis aangehou word, terwyl 2 reeds na Jamaica en Kambodja gerepatrieer is. Dit was vandag se nuus, net hier op Nuuspot, die tuiste van Afrikaanse stories agter die nuus.